Awie, ek dink een van die beste besluite wat Mooirivier Studiegroep kon doen is om die Vetvee-skou te reël wat tans besig is om plaas te vind. Hier's heel wat diere wat nou al deur die ring gekom het, wat beoordeel is, soos ek sê tussen die boere rond beweeg. Almal is trots op die diere wat hier is en ek dink dit is regtig baie moeilike besluite wat geneem word deur die beoordelaars om die beste dier te kies, want hier is net goeie diere vandag. Ek weet, jy het aanvanklik gepraat van die rassegeskil en die rassekonflik wat kan plaasvind, maar die diere lyk goed. Wat is jou gevoel oor vandag se skou? Fanny, ja, dankie nie. Ek dink ons het 'n goeie skou. Ons osse is 'n baie sterk span osse vir jaar. Ek dink ons het regtig waar 100% verbetering op verlede jaar se inskrywingsgoeders, omdat die mense leer deur dit. En dis die groot ding van hierdie ding. Ons moet saam kompeteer, maar ons moet leer ook. En die ouens het geleer uit verlede jaar se foute uit, so dis lekker. Dis hoekom dit moeiliker gaan vir jaar. Om die wen-ons uit te haal is dan nou nie so maklik nie. Die groot beoordeling kom dan nou aan die hak, wanneer die velle af is, dis weer totaal en al 'n ander ballgame, maar ek dink regtig waar, die osse is, daar's nie een os en hier's nie iemand wat hoef skaam te wees vir die dier wat hy ingeskryf het nie. Ek dink die osse is regtig waar van goeie standaard, en die ander vetveeskoue en goed wat ons nou bygewoon het die afgelope ruk, moet ek sê, ons doen goed, ons bok saam met die hoë gewigte. Nou, julle het gister baie hard gewerk met die inweeg en die merk, hoe die gewigte gelyk van die diere toe hulle gister ingekom het? Ek dink is baie ons wat verbaas was met hoeveel superosse ons in het. Mense wat nie daarop, ek wil amper sê gebaken het, dat hulle osse superosse gaan wees nie. Met ander woorde, swaarder is 530 kg nie, en baie van die osse het by daai klas ingekom. Maar die groep wat nou hier is die C-klas, is 'n baie sterk klas, en dis hoekom ons om in 2 gedeel ook. So die gewigte is baie mooi. Die ligter gewiggies, die A-klas, is in die minderheid gewees. En dis ook 'n moeilike klas om in deel te neem, en die beeste nog nie kwaai ontwikkel nie, en hulle het ook nog nie mooi vet aangesit nie. Maar ek dink ons kan regtig trots wees. Die beeste is regtig van hoë gehalte vir jaar. Gaan jy 'n kans waag om nou al te sê wat jy dink, watter ras of watter boer se beeste nou bo in die lys gaan wees? Ek gaan dit veilig speel. Daar's drie osse wat se nommer ek gistermiddag laat neergeskryf het. Die een is 'n Droughtmaster, as ek rasse mag noem, een is 'n Droughtmaster, en dan is daar 'n Boeraankruis, en daar's nog 'n Boeraankruis wat hardboks. So, maar my geld is op 2 Droughtmasters en 2 van die Boeraankruise wat in die top 5 gaan wees, en ek dink net omdat ek vir my sagte plek is, die Boeraankruis gaan nie so vir ons die ding doen. Die Boeraantjie se vet neerlegging is net soveel beter as die ander rasse sinne op die kompetisie met die kort voertydperke goed. Nou, ons wag in spanning om daardie uitslae te kry môre, of wanneer die slagting nou gaan plaasvind. 'n Laaste woord van jou kant af vir die boere daar buite of nog studiegroepe wat met hulle beeste wil spog en meer as dit met die skou van hierdie diere kan fokus en by mekaar leer met kruisbestuiving hoe om veld beter te benut en beter boerderypraktyke daar te stel. Wat sou jy vir die boere daar buite sê? Fanny, ek sê altyd, elke ou soen sy vrou op sy manier. Maar kyk wat gebeur in die omgewing, kyk wat mense doen. Hierdie is vir ons 'n groot leerskool. Vandat ons dit begin doen het, is regtig 'n groot leerskool. Ons kyk anderster na hoe ons diere selekteer. Ons kyk anderster na hoe ons koeie selekteer om meer vorentoe te gaan en te reproduseer. So, dis 'n groot leerskool en is lekker. Ons moet weer lekker terugsit in boerdery. Dis nodig dat ons weer lekker terugsit in boerdery, en dis nodig dat ons weer by mekaar kom, en dis die naaste wat ons in 'n skou kom, en soos wat Victor tereg gesê het, vir ons wat nou bietjie ouer is, nog nie dat ons oud is nie, maar dis die naaste wat ons in boeresport kom. Ons hoef nie meer sakresies te doen nie. So, nee, die mense moet dit net begin, doen dit net, staan saam en doen dit net, en geniet dit. Dis die groot ding, geniet dit en leer daaruit. Niemand gaan my vertel om met 'n ander ras te boer nie, ek wil nie vir iemand anders te vertel om met 'n ander ras te boer nie. Geniet jou ras en vat die beste uit jou ras uit, maar geniet dit net, staan net saam en doen dit en geniet dit. Baie geluk met 'n suksesvolle vetveeskou wat julle het. Die atmosfeer hier is lekker, die vure brand. Ek ruik die lekker braaivleis begin nou al deurkom. Die mense is positief en die diere lyk pragtig. Ek dink Mooirivier Studiegroep is 'n voorbeeld vir baie van die studiegroepe daar buite van hoe dinge op die regte manier gedoen word en jaar op jaar verbeter. Baie geluk en baie seën vir Mooirivier Studiegroep en vir wat julle doen.